eendag vertel, dat die dag van jou dood, gaan jy nie die bankbestuurder bel, as jy op jou sterfbed lê, net vir oulaas hoor, hoorie, hoeveel geld se my rekening, hoeveel polisse gaan uitbetaal, hoorie, hoeveel dit, en hoeveel dat, en hoeveel dit, en hoeveel plase daai kind gaan kry, en dit, en net seker maak, hoorie, bring dit al die goed, ek wil net die ATM's check, en al die geld in daai rekening, en dit, ok, nou is ek reg. Wie, wat wil jy hê langs jou sterfbed? Jou kinders. Is jou reg toch? Is dit nie so nie? Jy wil vrede hê. Jy wil betyds vrede maak van daai kinders vir jou. Want as jy nie vrede het nie, waartoe gaan jy? Jy wil vir oulaas nog vir die Here sê, Here, vergewe my. Dankie vir alles, Here. Dis wanneer jy in vrede doodgaan. Is dit nie? Ok, ek praat, ons het nog nie gebid nie. Kom ons gaan net so oomlikkie stil word en dan bid ons, en vra ons die Here om ons te seën. Here, van hierdie oomblik af, hierdie kamp gee ons vir U. Ons staan dit al begin. Here, elke oomblik, elke minuut, terwyl U in die voortyd gereël het, dat die waters in ons agtergrond, die musiek sal wees in die natuur. Here, dat die valke en die voeltjies, wat hier buite is om ons te entertain, die pragtige natuur, wat U geskep is, en U het geweet, dan gaan 'n man sy hand opsteek en sê, ek gaan 'n kampterrein bou. U het alles voorberei. Here, U het selfs met 'n man gepraat en gesê, hy moet nuwe toilette insit, en 'n nuwe showers insit. Vir wat? Vir U seuns. U sit U seuns, Here. Die grootste skat op aarde is hier. Die seuns van God het huis toe gekom. En Here, ons het voorreg om met die seuns van God te praat, dat hulle Vader kan leer ken. Wat 'n voorreg, Here. Vanmôre kom ons in erkentlikheid teenoor U, en ons gee hierdie kantoor in U. En ons erken U as ons redder, ons verlosser. Here, en ek bid dat almal by Jesus sal uitkom, want niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun. Here, Jesus het aarde toe gekom, sodat ons die paspoort by hom kan kry. Om 'n verhouding met ons Vader te kan hê. Here, ek bid nou dat elke man sal rustig word, en al die goeders daar buite, die karre, die mense, die omstandighede, die TV's, die syne, hulle gaan nou almal rus, dat ons ontmoeting met U kan hê. Al hierdie goed sal verbygaan. Maar dit waarmee ons nou te doen gaan hê, gaan nooit verbygaan. Here, ek bid dat die saad van die woord wat gaan val, in goeie grond sal val. Ek bid dat hierdie manne se harte en ore sal oop wees, dat wanneer die woord sal kom, Here, die saad van die woord in goeie grond sal val. En dat U dit sal bemest, dat U dit sal water gee, dat dit sal vrug dra. Here, sodat ons hierdie land sal verander. Sodat ons huise sal verander, sodat ons lewe sal verander. Here, ek seën elke man hier. Dankie vir hom, vir hulle, wat die moeite gedoen het, wat die gras gesny het, wat alles vir ons voorberei het. Dankie vir ons Boeta, wat ons help, Here, om kos te maak. Dankie vir almal. Dankie vir petrol in ons kar om hiernatoe te kom. Here, ons wil U loof vir die prys, want U is goed vir ons. Maak ons harte nou oop vir U woord. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Ok, ek voel in my gees, ons moet sommer dadelik begin. En ek het dalk vir julle gesê, elke ou baie welkom. Ek ken jou nie, baie van julle ken ek nie, julle nie. Dit is nie belangrik wie ek is nie. Ek is nie 'n pastoor nie, ek is nie 'n dominee nie, ek is 'n doodgewone ou. Ek het onderwys gestudeer. Ek het lang daarna het ek begin by 'n kamp betrokke te raak soos jy aangekom. My broer was 'n geestelike leier in Suid-Afrika. Hy het terwyl vir 5 jaar my gesmeek om na 'n mannekamp toe te kom. En ek het al die verskonings uit die boek het ek altyd daar gehad. Nee, jy is besig. Saterdag moet ek dit en die en dat en die skoonma en die party hier en daar dit. Tot hy eendag my verskonings opgeraak het en vir my gesê, kom net saam met my. En die deal was, as ek dit nie like nie, kan ek waai. Right. En ek onthou, en miskien my storie is bietjie anders as julle sin,
Ek was die badste Christen op aarde. Ek het dit gisterand gesê, want ek het alles van die Here af geweet, maar ek het hom nie geken nie. Dis 'n interessante getuienis. Ek het nou nie gerook nie, nie gevloek nie, ek het nie slegte goed gedoen nie, ek het nie drugs gebruik nie. Luister nie, ek was 'n baie goeie ou, met baie goeie gewoontes, wat in die kerk was, reguit op pad hel toe. Dis 'n gevaarlike getuienis. Ek kan nou nie vandag vir jou sê, ek het drugs gebruik. As jy nie goed hiernaas weet, ek sal net weet. Ek het in my lewe nooit gerook nie. Ek het net geweet, man, ek like dit nie. Drink, jy sal nie glo nie. Ek kom met 'n Christelike huis uit. Nou, jy weet, as jy nie gewoond is in hierdie goed nie, nou gaan swat jy en jy's daar in Joburg. Ja, maar die eerste bier wat ek in my lewe drink, het ek so hoofpyn van gekry. Ek kan nie julle vertel nie. Maar ek het nooit geweet dat ek het 'n ma gehad wat gebid het. Here, as my kinders drink, het hulle so hoofpyn kry dat hulle katte skiet. Ja, ek weet, ek kan nie bier drink nie. Want 'n bier gee my hoofpyn. Maar self, wat 'n storie. Nee, hierdie ou is nou 'n gewone nerd, nee. Ek kan nie eens drink nie. Dit werk nie, ek het hier nie met my. Hoekom nie? Maar as 'n tannie wat vir my gebid het. Here, daar's 'n salwing op my kinders. Moenie die duiwel in hulle kom, dat daai gees van Bacchus hulle vat. Dat hulle nie self beheer het nie, want die oomblik as jy daai gees in jou lewe toelaat, weet jy wat gebeur? Dan manifesteer hy op 10 ander maniere in jou. Hy maak van jou 'n junkie, hy maak van jou 'n ou wat sterk is, hy maak van jou 'n ou wat funny is, hy gee jou dronkverdriet. Dis interessant, want jy gee hom die wettige reg om in jou te kom bly. Hoekom is jy? Niemand het daai goed in jou keel afgegooi nie. Ek het dit lank daardie tyd uitgevind. Hy kan maak dat jy mense kan doodmaak. Hy kan maak dat jy dronk bestuur en in 'n boom vasry. Wie weet? Kan ek vandag vir iets sê? Die duiwel wil jou doodmaak. Glo my. Dit staan in die Bybel. Help my gou. Is dit Johannes 10 vers 10? Ja. Is dit reg? Slagstelle verwoes. Die dier is eintlik die duiwel het gekom om te slag. Wat beteken slag? Keel afsny. Nee, as jy 'n beeslag gaan sny met die keel af. Jy slag hom. Ek praat nie van doodskiet nie. Slag beteken dis 'n brutale moord. Die dief het gekom om te slag. Die tweede een? Te steel. Kom ons stop gou 'n bietjie by steel. Steel is 'n verskriklike ding. Dit beteken hy kom na jou toe om jou eintlik te roof van dit wat God se blessings. God het gekom om jou te bless. Maar die duiwel het gekom om jou te steel. Hoekom? Want jy het hom 'n wettige reg gegee. Die dief het gekom te slag en te steel en te verwoes. Wat beteken verwoes? Engels praat van destroy. As jy nou 'n plek verwoes, nee, dan beteken dit dis 'n mooi plek, dan kom hulle met caterpillars in, hulle stoot daai plek om dat daar van daai plek niks bly. Wie sê dit? Die woord sê dit. Maar interessant, dis Jesus wat dit sê, né? En dan die volgende een, hy sê maar ek het gekom met 'n hoofletter. Dat jy wat? Help my gou. Dat jy lewe. Wat beteken lewe? Lewe is life. Is krag, dis energie, dis autoriteit. Lewe beteken boys, ons moet lewe. Lewe en lewe van oorvloed. Engels abundance. Wat beteken oorvloed? Dit beteken as jy hierdie ding vol maak en jy gooi hom vol en jy gooi hom vol, dan gaan hy mors. Dan gaan ouens met hulle bekers onder hierdie insit en onder hulle, want hy gaan nie ophou nie. Oorvloed beteken abundance. Te veel wat jy kan hanteer. Nie halfpad nie. Jesus se plan is nie halfpad nie, nie bietjie nie. Abundance. Hoekom? Sodat dit wat jy het, dat jy vir ander kan gee. Dis mos lekkerder, sê die Bybel, om te gee as om te ontvang. Wie wat God se plan met jou? Ek hoor die woord om my vir jou te sê. Abundance. Ek hoor 'n nuwe woord. Abundance. Oorvloed. Ag nee, ek is maar so gemaak dat ek staan. Ag ons ou spiese. Nee jong, my oupa het gesê, julle sal nooit iets hê nie. Julle sal altyd net jong, julle is gebore sukkelaars. Draai bietjie Ermelo toe, tussen Ermelo en Bethel. Dan gaan jy 'n bordjie kry. Wie wat staan daar? Sukkelaar. Het jy geweet daar's 'n dorp met die naam van Sukkelaar?
Hè? Het jy gehoor as ouens se plase wat staan Bitterfontein? Dink jy daar is soet water op Bitterfontein? Hè? Ek het eendag gery hier op 'n plek, 'n ou se plaasnaam, hier wurg Jan en Martie. Ekskuus, hier wurg ons. Wat beteken wurg? Jy het 'n tou om jou nek, broer. En elke dag spreek jy dit. In Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Hier sit 'n boeta. Hoor 'n bietjie mooi, hy het eendag opgelet in die klas. Ek wil hê julle moet mooi hoor. Wessel, wat is jou besigheid se naam? Goedheid en guns. Ekskuus, sê bietjie harder. Goedheid en guns. Goedheid en guns. Yes, die boys. Luister. Ek dink die Here kan goedheid en guns seën, né? Wat is jou plaas se naam, Wessel? Goedheid en guns. Hy het sy plaas se naam verander. Wat sê Psalm 23? Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Dis nie 'n klise vir ander ouens nie. Hoe daai ouens, nie daai ouens daar in Pretoria, jy maar daar in Mooi Kloof en hoe daai man is ryk. Ek het vir julle nuus. Een aand kry ek 'n oproep. Ek en my vrou. Ons moet met 'n vrou gaan bid. Sy bly in Woodview. Ken jy Woodview? Die golfestyd in Pretoria. Hy kyk so uit oor die hele Pretoria, oor die golfbaan. Dis al die ryk ouppies wat daar bly. Hulle het baie geld. Iemand het gesê, jy weet as party ons wat moeilikheid het, maar daai ouens het nie moeilikheid nie, want hulle het baie geld. Nou. Jy sien geld maak jou nie happy nie. Nee. Ons kom hier aan daar, ons gaan soontoe. Ek en jy nou ry ons soontoe met hierdie hekke sekuriteit, ons stop daar. Hier is die boys. Daar's poorte wat hoër as hierdie dak is. Jy ry so in met jou kar, as 'n sulke pilare. Die huis is 3 verdiepings. Dan kyk jy nog so af op die hele Pretoria. Kom ons daar aan. Daai deure is sulke man, ek kan nie vir jou vertel nie, maak hulle so oop. Nou stap ek die rore in. Ons moet vir die vrou gaan bid. Ons is gehoorsaam, stap. Stap so op marmer vloere. Daar so, julle ken mos hierdie banke wat 'n ou so kan sit lê. Nee. Hy loop ons so snaakse bank. Daar sit lê 'n vrou, maar haar hele been is in gips. Hallo, sê jy? Ja, nee. So bly jy dit gekom. Ek wil hê jy moet vir my bid. Haar seun is dood in 'n motorongeluk. Haar man het daar geskei vir 'n sekretaresse en haar dogter sit in Engeland. Sy sit vinger alleen in daai huis. 3 vlakke. Een vlak is net entertainment. Snoekertafels, jacuzzis. Luister boys. Man vir die gewone ou, jy verstaan nie. Verstaan nie. Ek dink daar 7 bedienis. Daar's butlers daar. Kom in met sulke handdoekies om hulle hande. Jy weet hulle vat jou vir kos. Daar, maar die tafels is alles silwerware. Jy kan nie maar net storie goed doen. Daar sit 'n vrou. Ek sê wie wat, daar's niks in die lewe wat my weer sin maak. My man wil my nie hê nie. My seun is dood. My dogter in Engeland, hier sit ek. Die been is gebreek. Asseblief help my. Ek het die Here nodig in my lewe. Luister mooi. Rykdom is nie wat jy het nie, dis wie jy het. Ek gaan dit vir jou sê. Ek weet van mense in Pretoria wat in klein huisies bly. Wat skatryk is. Hulle het nie 'n steefees nie. Rykdom. Ek het in 'n huis groot geword. Ons was arm boys. Weet jy wat's arm? Hulle sê, weet jy wanneer is jy arm? As die arm mense sê jy's arm. Weet jy wanneer is jy ryk, Wessel? As jy ryk ouens sê jy's ryk. Dis was wanneer jy ryk is, né? Ons was arm. Ons is 6 kinders. Ons het 'n pa en ma gehad. Huidig. Kobus, hier's 'n nuwe een vir jou. Ek vertel my broer Louis vir my. Ons het Rainer Bonke gekeer. Rainer Bonke het in ons huis gebly. Nou vertel my broer vir my. Ons klein was. Nou as ons aan 'n tafel gesit het. Ons pa en ma het elke dag gebid. Jy het nie die oggend skool toe gaan as ons nie gebid het nie. Nou, dit was irriterend. Ek het nie geweet nie. Ons het altyd my pa is op 'n ander level. Hy doen snaakse goed. Nou sit ons maar net daar en maak oogies toe en ons bid. Ja, amen sit daar. Nooit geweet wat die krag was om onder daai gebed te wees nie.
Nou ek onthou in die aand het ons huis godsdiens gehou. Not negotiable. Daar was nie TV's in ons huis nie. Sit ons daar, eet ons. Maak die Bybel oop, my sussie klavier, speel 'n liedjie. Sit ons. Nou Reinhard Bonk het in ons huis gebly. Nou betrap my broer vir my daai dag. Ek was te klein. Nou sê hy vir my, onthou jy dat Reinhard Bonke het nooit sy oë toegemaak as hy gebid het nie. Ek sê, ja, ek onthou so iets. Hy sê, ja, want my een broer het dit eendag agtergekom. Want ons het 'n groot tafel gehad, ons was 6 kinders. En as ons het nie gesit en bid nie, ons het gekniel en bid. Ons was ou skoolboeis. Né? My pa was so. Nou as ons gesit het, het ons seentjies hier onder hierdie tafel geoperate. Ons het beweeg daar, geknyp hier. Terwyl die groot man bid. Toe sê my broer, tot my een broer uitgevind het dat Reinhard Bonke bid met oop oë. Die van julle wat dit nie weet nie, ek weet nie of TV dit gesien het nie. En toe die volgende dag is ons almal weer op orde. Want Reinhard Bonke wat ons. Van die net. Jy sal dit nie verstaan nie, maar nou jy dit snap. So, my pa se oë was toe onder gebed, maar Reinhard Bonke se oë was oop. Okay. Wat ek vir jou wil sê is rykdom. Ons almal jaag daarna. Ons almal wil 'n legacy los. Ons almal wil ons kinders beter gee as ons gehad het. Ek sê weer vir jou, ons was arm. Ons was arm. Ek onthou dit as 'n kind. Dis hoekom ek nou nog koulik is. Julle weet Ermelo is koud, né? As jy in Ermelo ry van die dorp af aan die skool toe, dan is daar 'n dam. En ek onthou as jy daar by daai dam so deur daai drif gaan, dan sit so minus. Jy weet mos as jy deur met 'n bicycle. Ek onthou, ons het nie handskoene gehad nie. Ons het kouse gevat. Jy het kouse om jou hande te sit. Want dit jou hande het gevries. Ek is nou nog koud. Dit was baie koud. Ek bedoel ons het 3 verskillende klere onder aangetrek want ons het getrek van die koud. Nou ons was koulik. Ek onthou as kind, ek weet julle nou nie vir my lag nie. Ons het 'n koolstoof in ons huis gehad. En ons het bakstene in die koolstoof gesit. Ekskuus, my pa sê, my seun sê baie vir my. Jessie pa, maar julle het weird groot geword. Ons het bakstene gevat en in die stoof gesit. Ja, dan sit jy handdoek om hom, dan sit jy in jou bed en jy net bietjie kan warm. Ons het nie watersakke gehad en elektriese komberse nie. Ons was arm. En weet jy wat? Ons was ryk toe. Ons was ryk. Ken jy vir Joe Black? Ken jy Joe Black? Joe Black se broer was, nou hy gaan nog nie praat hierdie ou Willem Engelbrecht. Nou Joe Black se broer, sy naam, sy bynaam is Wit Willem, want sy broer is Joe Black. Okay? Daai ou is aan die brand vir die Here, sy jonger broer. Nou Joe Black, die eerste keer toe kom ontmoet, kom ek by 'n huwelikseminar in Rustenburg. Ek sê weet, Joe Black. Sy regte naam is nie Joe Black nie, sy regte naam is Joe Engelbrecht. Nou, ek kom maar by 'n kamp en hier staan 'n ou met so lang baard, dat die heermerke. Nou speel hy gitaar daar. Nou sit ek hier, ou kyk, hier is 'n baie weird ou hier. Hy prys die Here, dis nou voor hy Joe Black geword het. Nou kyk hy vir my en ek kyk vir hom, maar ek kyk mos nou nie die ou nie. Dis nou vir my 'n wildvreemde ou hierdie. Na die tyd kom hy na my toe. Sê oom, dis oom daar, die spesiaal. Sê oom, ek is so bly om oom te ontmoet. Ek regtig. Nou hy's nou net Joe Engelbrecht. Hy sê ek wil hom iets vertel. Hy sê my ma se pa, my oupa was julle bure in Ermelo. Toe julle gebly het in Jansenstraat 34 in Ermelo. Ek sê ja, ek onthou dit. Wie was jou pa? Hy sê my pa was oom Joe Bell. Ek sê yes man. Hy was die distrikskommissaris van die polisie, hy was 'n brigadier. Hy het langs ons gebly. Nou moet jy weet, hierdie 5 spesies met 'n brigadier hier langs jou. Daar was orde in die omgewing. Ons het geweet, jy moet versigtig wees hierso. Nou my ma bel net hierdie oom, dan is jy moeilikheid. Né? So Joe Bell het langs ons gebly. Ek sê ja, nou oupa, ja, oom Joe, ja, ek onthou. Sê wie wat? My ma, Joe se dogter, haar naam is Dossie Bell. En sê ja, ek onthou daar, pragtige jong vrou. My broers se size, ek was die jongste. Oom, die feit dat ek vandag Jesus Christus ken, is jou ma, het my ma, na Jesus Christus toegelei. Op haar bed in Jansenstraat 34. Ek sê wat?
Sê ja goed. Ek wil jou onder. As dit nie vir jou ma was nie, het ek nie vanaf Jesus gekom. Ek kon nou by een van ons mannekamp, ek sê dit, dis op rekord. By een van ons mannekamp op Mabula, toe kom Jou daar aan, ek raak toe belle met hom. Hy het by skole oral gepraat in Suid-Afrika. Hy het so ou Land Rover gehad. Hier is 'n mooi storie. Hy het so ou Land Rover gehad. En ek moet hierdie storie vertel. Toe was hy Jou Engelbreg. En sy broer het hierdie week vertel, by ons by Manne van die Woord. En een oggend toe 'n maandagoggend. Ek moet julle moet die storie verstaan. Die van julle wat weet waar Linwood Bridge is in Pretoria. Dis 'n pragtige plek. Drink lekker koffie daar, daar's 'n pro shop. En daar's Safari en Outdoor is daar in Pretoria. Daai plek, né? Nou een môre ry gaan die môre so toe, sy drink 'n koppie koffie daar en sy gaan by die roltrappe af om die parkering toe. En toe sy afgaan, toe kom Joe Black op. Toe sy nou nog Joe Engelbreg, maar hy was besig om Joe Black te word. En sy is bly om hom te sien. En sy sê, hey, ons drink 'n koffie. En daar gaan sy op saam met hom en sy drink 'n koffie. Ek sal nou vir jou vertel wat met Joe Black gebeur. En intussen, toe sy opgaan, toe bel sy my. Hey Davie, jy sal nie glo wie is hier nie. Joe Engelbreg te sien. Los jou goed, klim in die kar, kom drink saam met ons 'n koffie. Nou boys, maandagoggend is jy nie lus om saam met jou vrou koffie te drink by koffieshops nie. Daar's baie werk. Sien julle saam? Daai gevoel van koffietjie, ek Here asseblief. Nou sê die Here submit, jy spandeer min tyd met haar gaan. Ag Here asseblief, ek het gaan. Hoor maar, hier's 'n onderwerp het op pad. Nou klim ek in die kar. Yes, ek is nie lus om te gaan nie. Ek maandagoggend 'n koffie drink. Ek het baie werk. Sy sê kom, hier's iemand. Ag, okay, ek gaan. Op pad soontoe. Hoor hierdie storie. Op pad na my vrou toe. Hoor 'n bietjie werk gehoorsaamheid. Terwyl ek ry, hoor my foon sê piep piep. Nou check ek. Iemand betaal R9000 op my rekening. Anoniem. 9000. Wees hulle is 'n snaakse getal. Ou betaal nie R9000 op jou rekening. Ou betaal 10, né? Ou betaal 8, miskien 5, né? Dis getalle wat 'n ou, maar ou betaal nie 9 of 11 nie. Dis snaakse getal. 9000. Nou 9000. Here. Ek gaan my vrou betaal. Jesus, dankie tog, ek is gehoorsaam. Hier skiet ek na my vrou toe. Ek gaan nou vir haar sê, "Hier het 'n wonderwerk gebeur." Nou ry ek daar wel. Hier kom ek. Nou sit sy, "O, hallo Joe. Ja, jy met die baard. Ja. Hallo Joe. Ja, gaan dit goed?" Nou wil ek vir my vrou sê, "Risa, ons het R9000 in ons rekening, maar ek weet nie hoe om dit te sê nie. Ek wil vir haar op 'n briefie daar skryf. Ek is so excited oor die rekening." Hier sê die Here vir my, "Hoor ek moet net vir jou sê met daai R9000, jy moet nou 10% daarvan nou gaan trek, jy moet dit vir hierdie ou gee." Ek sê, "Ekskuus." Ek het geleer in my lewe, maak eerder 'n fout vir die ongehoorsaam is. Nou gaan ek en ek spring op. Ek sê, "Wag net so 'n bietjie. Ek kan nie, jy weet mos die Here met jou praat en band brand jou boude." Ja, ek hardloop. Trek R900 sit in my sak. Wat praat ek? My vrou sê vir my, "Wat gaan aan met jou?" Ek sê, okay. Luister. Op pad hier nou toe. Het die Here ons gebless met R9000. Ja, sê die môre. Ek sê maar, die Here het gesê ek moet vir jou 10% daarvan gee. Druk dit in sy sak. Daai ou bars met trane uit. Hy sê toe ek afgaan met die roltrappe. Het jy nou ooit vir Joe Black sien vra om iets te doen? Toe ek afgaan met die roltrappe en ek my kaartjie moes betaal. Toe ek nie R9 nie. En toe stop jou vrou my en jou vrou sê ons moet kom. Toe dink ek, o, ek word vir die koffie ook betaal. Ek het nie eens R9 nie. Maar die Here gee my more than abundance, 100 keer meer as wat jy kan dink of droom. Maar wie maklik is dit om R900 te gee as jy sopas R9000 gekry het? Dis change man, dis 10%. Ja, wees op. Hier staan nou Joe, hy is uit sy skille uit. Hy soek R9 by die Here, en die Here stuur 'n ou om R900 te bring, en in die meanwhile het ek R9000 gekry. Wie is die wenner? Almal is wenners. Amen. Dis 'n storie. Die dag toe hy R9 gesoek het, toe stuur die Here vir hom 900. Maar ek het 9000. Kom aan. Daar staan ek vir jou. En hier kom die ander storie. Nou vertel hy my. Hier is kom Dawie.
Ek sê, Joe, is jy nog op die pad? Ja, hy Land Rover. Niet van die koos. Hy sê vir my, hy sê, maar oom, ek sukkel, hy kar is nou al staal op staal, my brieke is klaar. Ek sê, Land Rover? Ek sê, ja. Ek sê, hoorie, ek het vir jou brake-pads. Dis dit nie nodig vir my. Kom ander over, jy 'n Land Rover. Ek sê, nee, ek was hierdie week by Hospice. Hospice is 'n plek daar in Pretoria. Jy gaan gee al jou ou goed vir hulle en dan verkoop hulle dit. Ken julle dit? Daar's 'n plek in Pretoria, Hospice. Baie interessante plek. Jy kan enige gemors van alle ouens wat hulle weggee kry daar. En eendag staan ek daar, daai week staan ek daar, en hier staan in 'n sakkie splinter nuwe briekskoene in die boksie. Nou check ek. Ons so R200 vir hierdie goed. Nou bel ek vir Midas. Hoorie hierdie kode nommer so en so en so. Wat is hierdie goed werd? R2000 sê hy. Nou, ek koop brake-pads vir 'n Land Rover. Dis weer. En ek los dit agter my kar. Leonora weet nie eens daarvan. Hier sê Joe Black vir my. Luister, sy kar is yster op yster. Sê Joe, ek het vir jou brake-pads. Leonora sê, waarvan af bel jy? Luister nie. Die Here gee vir Joe Black brake-pads. En ek betaal dit vir 'n bargain, R200, die goeds R2000 werd. Ek gaan vra vir Joe Black, jy moet sien. Ja, brake-pads storie, R9 storie. Jo, ek weet nie hoekom sê ek dit. Wat is getrou, Boeta? Ver hoe wat jy kan dink of droom, sê die Here. Hy sê jou gedagtes is nie my gedagtes nie. Dit sê die woord. I know the plans I have for you, says the Lord. Het jy geweet die Here het planne oor jou? Jy het planne? Het jy al goed baie keer vir jou planne werk? My planne, ja, ek gaan so en so. Ek gesien baie keer verkeerde vernote, verkeerde pelle. Ja nee, ek gaan nou dit en dit en dit. Jy moet eindig nie verkeerd begin verkeerd. As jy ding reg begin, hier waar ons nou staan, hierdie plek het reg begin. Ons het hierdie plek gesien. Hierdie plek het reg begin. Hierdie was 'n droom van God. En hy het 'n bestuurder aangestel om hierdie plek te manage. So, hy sê, wat sê hy vers ons om sê? Vanoggend, ek gaan 'n ander vers vir jou gee, Matteus 6 vers 33. Soek allereers. Wat beteken allereers? Voor jy met enigiets begin. Matteus 6:33. Soek allereers die koninkryk van God. Dit wat vir God belangrik is. En al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Ek wil 'n bietjie verder vat en sê al die ander goed sal jou kom soek. Soek jy eers die Here. Weet jy kom as jy hierdie naweek nie? Matteus 6:33. Soek jy die Here. Hy het klaar alles vir jou uitgesoek. Jy het vir jare jou plannetjies gehad. Luister jy, jou plannetjies werk nie. Glo my, ek is net 'n bietjie meer experienced vir jou. En ek kom altyd terug na my roots toe. Want ek het geleer. Lees jou Bybel, bid elke dag. Want die Here is klaar daar aan die kant. Hy's daar. Jy's nog hier. En jy moet die paadjie vind om reguit na hom toe gaan. As jy daar in 'n paadjie vat so oor die berge en deur die kraanse en by die dorings en die slange en die goggas, dan gaan jy 'n bietjie shots vat. Van die highway reguit. Dis wanneer jy 0 word en hy word alles. Gaan net reguit bos. Daar's 10 maniere om by Durban uit te kom. Jy kan oor Suid-Afrika, Namibië, Brazil. Jy kan 'n paar lang paaie vat om by daai plek uit te kom. Hoe jy klim in die airplane, jy's binne 2 ure daar. Maklik, nee, goedkoop. God het vir jou 'n plan. Vir elke persoon wat hier sit, het hy individueel geskaap. En ons gaan nou begin daarby. Hierso is die woord. Hier's 'n Genesis en hier's 'n Openbaring. Ons lewe in eindtye, né? Ek gaan dit weer sê. Jy wil dit nog nooit gehoor het, ons leef in eindtye. Daar's goed in my gees. Hulle vra vir Jesus 2000 jaar gelede, hoe sal ons nou die goed weet? Dan sê hy, niemand weet nie. Dis net die Here wat weet. Maar as ek en jy kind van God is ons connect deur die Gees met hom. En hy praat met sy kinders. Is ek reg? Hy praat met sy kinders. En hy sê vir sy kinders, hier binnekant sê iets vir ons. Hier buite, hierdie kite gaan nie lank vlieg nie.
Daar's te veel goed wat nou, die van julle wat nie weet nie. Het julle geweet, in die volgende paar maande, dalk in die volgende paar weke, gaan daar 'n nuwe finansiële stelsel in die wêreld wees. Hoor my woorde vandag. Die stelsel se naam gaan wees QFS, Quantum Finance System. Ek en jy dink nog aan rand en pond. There's a new thing coming. En daai stelsel gaan werk op 'n blockchain. Wat? Dit klink soos 'n ding wat in 'n kar se diflok is of iets. Né? 'n Blockchain. Daar's 'n blockchain wat kom en al die geld gaan op die blockchain kom. Hoekom? Om jou voor te berei vir die groot reset. Waar almal nou in 'n vrederyk sal gaan, waar daar 3,5 jaar vrede sal wees, oënskynlik. Julle gehoor in die wêreld is al 'n paar goed wat nou nie lekker is nie. Rusland, Pakistan en Indië wil bomme gooi. Jesus, boys, daar's snaakse goed in Israel wat gebeur. Ek bedoel, Trump in Israel was al die jare so. Het julle gesien wat nou gebeur het? Hy gaan na Sirië toe. En hy gaan na Saudi-Arabië toe. En hulle gee hom 'n airplane. Hulle gee hom 'n standing ovation. Maar weet wat? Hy avoid Israel. Hulle was altyd so, Ketty en Klip. Hoekom? Ek weet nie. Maar dit is snaakse goed Kobus wat gebeur voor ons oë. Al die jare het ons so gesien. Maar kan ek vir jou nuus gee? God is nog steeds in beheer. Amen. Maak nie saak wat hulle doen nie. Maak nie saak wat mense sê nie. God is nog steeds in beheer. En hierdie woord, het hy 'n belofte. Ek sal met jou wees tot aan die einde. Hulle kan maak wat hulle wil. En weet wat? Openbaring is op pad. Openbaring is moeilik, né? Is hoor graag. Openbaring is hoor graag. Die van julle wat Openbaring verstaan, asseblief vertel my. Maar dan gaan 'n tyd wees dat ons kan Openbaring gaan lees. Dan gaan dit ons sin maak. Dis net simbole en drake en arende en daar's beere en goeters, né? Maar al hierdie simbole het almal 'n waarde. Weet, die beer is mos Rusland en die arend is mos Amerika en die leeu is mos Engeland. Jy weet mos dit. Die van julle wat nie weet nie, dit is so. Dit is al 2000 jaar gelede geskryf. En ek en jy weet nie daarvan. Want hierdie woord sê my volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek van kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, Hosea, sal ek jou kinders vergeet, sê die Here. Weet jy kom sit jy hier? Want jy moet kennis kry. Jy moet hierdie woord verstaan. Sodat as die klokkies lui, wat jy kan sê, so het die Here gespreek. Dit gaan so wees. En Daniël se tyd het hierdie goed al bevestig. Want daar's niks vir God niks nie. Jy kan nie God surprise nie. Alles wat was reeds al daar. Dis hoor graag, né? Kyk, weer van interessante tye. Maar die Here gaan jou voorberei. Jy kan nie die Here omkant vang nie. Die Here raak nie benoud nie. Mense sal kom en mense sal gaan. Koning sal kom en mense. En elke knie sal buig en elke tong sal bely. Amen. God is in beheer. Maar wie wat sê sy woord? En Jesus gaan weer kom. En hy gaan sy kinders kom haal. Amen. Wie is sy kinders? Hoor mooi. Wie is sy kinders? Wie sê die Gees vir my? Nou wie is sy kinders? Gaan ek die laaste keer vra. Nou wie is sy kinders? Almal wat Jesus aangeneem het, het hy mag gegee om kind van God genoem te word. So kan ek vir jou die paspoort gee. Die paspoort is nie 'n goeie werker nie. Jou performance op aarde, al het jy 300,000 miljoen US$, en jy kan al die kerke oorbou, en jy kan almal paving gee, en jy kan van al die dominees kan jy vakansiehuise koop, en jy kan alles doen. Niks wat jy op aarde ooit gaan probeer doen, kan probeer match wat Jesus Christus op die kruis vir jou kom doen het. Amen. Dit wat jy doen, kan jou nie red nie. Amen. Jou performance is nie goed genoeg om vir jou plek in die hemel te koop nie. Amen. Jesus is aarde toe gestuur, ons gaan nou daarby uitkom. Jesus is aarde toe gestuur, omdat op die aarde was daar wette. En ek wil nou vir jou vra, daar was oor die 600 wette. Boys, niemand op die aarde is heilig nie.
Die woord sê, ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons van die heerlikheid van die Here. Jy kan nie hemel toe gaan, as jy perfek is nie. Jy kan net hemel toe gaan, as jy in gebrokenheid, in opregtheid, en in geloof, by Jesus Christus genade kry. En deur hom, kan jy genade en 'n paspoort kry, na die pad na die ewigheid. Sondig jy? Ja. Ons maak, sonde is eintlik, ons sondig nie meer, ons doen werke van die vlees. Hoor mooi, ek en jy gaan nie hemel toe, vir dit wat ons probeer reg doen. Ek en jy gaan hemel toe, vir dit wat Jesus op die kruis, vir ons kom reg doen het. Amen. Dis hoekom hy so belangrik is. Kan nie oor jou kerk of jou status nie, oor Jesus Christus. Elkeen wat sy naam aanroep, sal gered word. Elke woord wat jy spreek word aangeteken. Boys, ek loop julle sjok. Ons moet eendag hierdie ou kry. Sy naam is Lemmer Du Plessis. Dr. Lemmer Du Plessis. Een van die wonderlikste ouens, Marcel, julle moet hom nooi. Hy ken die Bybel, hy mediteer. Hy sê, daai dan lees hy hom so af, dan kyk jy in die Bybel, dan vat hy daai hele hoofstuk so. Hy mediteer daai goed. Daai ou sê, vir elke woord wat ons spreek op aarde, elke persoon het 'n engel. En elke woord wat ons spreek, teken hulle aan in die boeke van die lewe. Joehoe! Dis 'n ongemaklike enetjie daai, né? Elke woord wat jy spreek. Weet wat kan gebeur as jy vergifnis by die Here vra, dan word daai boeke gekanselleer. Dan is jy skoon. Hang langs Jesus in die kruis. Dis een van die ultimates in die Bybel. Hierdie ou het verdien om maar te wees verseker. Die Bybel sê hy was 'n rower. Hy was 'n moordenaar. Hy het so lank seef gegaan. Hy was tereggestel. Hy was deur die wette volgens daai tyd het hy verdien. In daai tyd as jy gehang het hy jou buite die stad. Hulle het jou nie binne die stad nie. Hulle het jou daar by die pad buite die stad. Elke stad het mure gehad. Hulle het jou buite die stad het jy van. Dat almal wat daar verbyloop. Hulle sê dit is wat ons met stout ouetjies doen. Ons hang hulle op. Ons breek hulle bene. Ons verniel hulle. Ons gee hulle 39 houe. Ons slaat hulle. As almal wie julle hier verbyloop sien, dis wat ons met stout ouetjies doen. Hy het dit verdien. Is julle met my? En toe Paulus, die ander perd en hy het ook Jesus gespoeg. En dan gebeur daar 'n amazing ding. En dan kom daar insig in sy lewe. Hy het geweet hy verdien die hel. Hy het geweet hy was stout. Maar in 'n oomblik van waarheid, wat beteken die waarheid? Onthou jy ouma het vir jou gesê die waarheid maak seer. En ek wil julle sê is alleen die hel. Die waarheid is 'n persoon. Daai persoon kan nie seer maak nie. Jesus sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Hy sê in sy woord, en julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal wat? Hy sê jou vry maak. Die waarheid kan nie seer maak nie, want die waarheid maak vry. Jy weet Jesus se naam is die waarheid. En hier sit hierdie ou. En die ander ou sê, luister, jy is hierdie wonderlike man. En jy het hierdie, hoor hierso, alles af van hierdie gemors af. Luister, hy verdien om daar te hang. Nou wil hy nog vir Paulus, dis tipiese Jood. Hy moet nog 'n baken slaan daar. Hy praat met die een wat dit nie verdien het nie. Wat geen sonde gedoen het nie. Wat vir al die siektes en al die sondes op daai kruis, kan julle indigo hy gelyk het. Jesaja sê, hy was onherkenbaar vermink. Iemand het eendag gesê, julle geweet daar's 39 verskillende siektegroepe in die wêreld. By elke siekte het hy 'n shot gevat op sy rug. En daai tyd was daar 'n beleid, as jy 40 houe gevat het, sou jy dood gewees het. Hy het 39 houe op sy rug gevat, met 'n kats, met bene aan touwtjies. Hulle het sy rugboog, het julle geweet, hy kaal. Die Bybelprentjies wat jy ken van Jesus wat daar met hy kaal op die kruis gaan, nakend. Ja, kan jy dink as jy kaal op 'n kruis hang en almal stap daar verby? Hoe jy jou spot, hoe op jou spoeg, hulle het sy baard uitgeruk, sy beste pelle het weggehardloop. Waar is jou pelle nou, meneer? Nee, ou Petrus, die man wat sê, het jy my waarlik lief? Hy is daai kant toe. En Jesus sê, die haan gaan 3 keer kraai. Weet jy wat?
Jesus het hom daarvoor ook vergewe. En Jesus sê, op jou gaan ek my kerk bou. Sy pelle het hom gedrop. Hy het alleen gestaan daar. Vir wat? Vir my en vir jou. Vir dit wat kom en vir dit wat nog moet kom. Vir al die siektes en al die sondes wat ons gedoen het hy gesterf. Vir alles wat ons doen, het hy gesterf. En alles wat ons nog gaan doen, het hy ook voor gesterf. Vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal. Daar het hy gestaan. En dan kom hierdie perd hier langs hom en sê, dink net aan my. Ekskuus tog, as ek nou Jesus was. Ekskuus meneer. Weet jy wat het ek deurgegaan die afgelope paar dae? Weet jy dat my pelle het my gedrop? Hy was emosioneel gekrenk. Hy was fisies gekrenk. Hy was geestelik gekrenk. En op 'n stadium sê hy nog, my God, waarom het U my verlaat? Baie interessant. Hoekom het jy gesê my God? Hoekom het jy nie gesê my Vader nie? Want hy het ons gepraat van my Vader en skielik praat hy van my God. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want hy was soos die mens. Hy was verlate. Hy het soos mens gevoel. Hy het nie meer die Vader nie. Hy het gevoel, nou sterf ek soos 'n mens. My God, waarom het U my verlaat? En vir een oomblik het God sy aangesig van hom weggevat. Vir een oomblik. Hoekom? Want God kon nie sien hoe sy seun al hierdie siektes en al hierdie sondes van die wêreld op hom het. Kan jy dink hoe Jesus gelyk? Die Bybel praat van, hy was onherkenbaar. Dan kom hierdie in nog sê, hoorie, ek het so 'n idee waartoe jy gaan. Wat dink net te my? En dan draai Jesus na hom toe. Ek wil hier met een oomblik stop en dan draai Jesus na hom toe. En hy sê, vandag sê jy saam met my in die paradys. Ekskuus. Verstaan jy genade? Nee meneer, jou verstand gaan nie dit consume nie. Jou verstand kan nie dink dat as jy 'n moordenaar is en jy's 'n rower en jy's dit, en dan kom daar iemand wat in jou plek sê, ek sê vir jou doodgaan. Ekskuus, jy vir my doodgaan. Ek verdien daai tronk van. Nee, jy verdien die ewige lewe. Ek sê vir jou doodgaan. Dis wat Jesus aan daai kruis kom doen. Dis hoekom hy daar vir jou gaan, net. En dan vir oulaas kom hierdie man. En weet jy wat vir my een van die shockingste oomblikke in die Bybel? Jesus gee vir hierdie ou paspoort. Die ander ou hoor dit, maar hy vat dit nie. Ek kan nie verstaan die voice. As hierdie naweek die Here na jou toe kom en jy kry die paspoort vir ewigheid in een naam, sy naam is Jesus Christus. As jy hierdie naweek kom vat, dan gaan jy boeta. Of maak nie saak wat hulle sê nie, dit maak saak wat in die ewigheid bepaal was oor jou keuses. Het jy geweet, jy het iets wat God nie kan beheer nie, dis jou keuse. Hy sê, kies jy die lewe. God kan niemand dwing in die hemel in. Het jy gedink hoe ongemaklik sal dit in die hemel wees met mense wat nie daar wil wees nie? As twee goed wat God nie kan doen nie. Nommer 1 sê, God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. God kan nie lieg nie. Tweede een, wat kan nie vir jou kies nie. Ek gee vir jou die keuse. Een ou kies, Jesus sê vir hom, die ander hoor dit. Vandag sê saam my wees. Roan, hoekom het die ander ou nie gesê? Hoorie, terwyl ons nou op hierdie vlak is, okay. Ek het so pas oor hierdie ou te vliegtuigkaart gekry. Hy het die paspoort. Okay, Here, sal U vir my ook asseblief aan my dink? Ek is seker Jesus sou vir hom gesê, verseker. Is ek reg? Is dit die Jesus wat ek ken? Wie wat sê daai selfe Jesus? Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie. Ek het gekom om die wêreld te red. Daar is dan nou geen veroordeling vir julle wat in Christus Jesus is nie. En daarby dit dan baie voorspoed teologie wat jy praat. Vir jare was ek in my brein, was ek consumed deur godsdiens. Ek sê godsdiens. Wat beteken diens? Is werk. Diens aan God. My performance. Ek moet sondagskool hou, ek moet dit doen, ek moet nie vloek nie, ek moet nie rook nie, ek moet nie dit nie, ek moet nie. Hoekom nie? Want ek het altyd in ons geglo, Here, I watch you. I watch you. Ek onthou, ek was 'n jong seentjie, daar in Ermelo was daar 'n fliek. Ons maas vir ons gesê, as jy fliek toe gaan, en die Here kom op die wolke,
Waar is jy? As jy tussen die Sondag, jy gaan sommer reg uit jou toe. Is jy met my? Ek kon nou een keer gaan ek skelm fliek. Hier is daar 'n meisie op skool, maar sy is mooi hoor. En ek weet, ek mag nie fliek nie. Ons is predikant se kinders. Hier ek daar die fliek in. Ek sê, Here, wag net so vir 'n uur. Ek wil net hierdie girl se hand was. Asseblief, moet net nie nou kom nie. Ek het gesweet man. Ek het nie gebid asseblief. Ek wil net hierdie fliek in die meisie se hand vas. Julle man het nie groot geword soos ons. Was die hoogtepunt in my lewe op daai stadium. Toe ek uitkom, Jesus, onthou jy hoe donker was se fliek. Hy sê daai deure so oopmaak, maar voordat hom wie weet kom ons kom hier lig in die wêreld is. Toe ek buite kom, toe dink ek die mense is weggeraak. Dan kom ek daar by die gelukkigste my ma nog hier. Ek het nog 'n kans. Man, julle verstaan nie hierdie ding. Alles was hel. Nee, ek onthou, ons klein was, ons mag nie na Abba gaan luister. Want ek onthou Abba vir elke plaat het hulle 10 sent vir die aansee gegee. Ekskuus. Julle manne wat nie weet nie. Abba was van die duiwel af van ons huis, broer. Ek onthou, ek praat met die huis het. Ons het 'n hi-fi gehad, nie wifi, 'n hi-fi. Die jong oukies weet nie wat 'n hi-fi. Hi-fi was 'n plattespeler. En dan het jy boosters gehad. Want hierdie jong manne. Nou ons het dit altyd gewyde gospel musiek gespeel daar in ons huis. Ja, altyd so 'n salwing in die huis natuurlijk. En dis my ma nou weggaan vir 'n naweek. Jee, wat? Dan kry ons nou vir Clarence Clearwater revival. Daar was 'n herlewing in ons huis, broer. Hè? Ek ken al die liedjies nou. Luister ons dit skelm. Ek dink op Joe Bell het alles gehoor al ons. Jesus het daar. Weet jy gehoor daai tyd te sê hulle, jy sit die musiek so hard aan dat die dak lig. Ai man, nou praat ek in die huis uit. Dan was daar sonde in die huis. Abba was van die hel af. Ek kon nou my pa gesê, ons mag nie TV hê nie. Tot ons in die huis uit is. Want Popshop is van die duiwel af. Wat is 'n Popshop? David Gresham. Sonde. 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 Ons was so sondebewus. Wie wat sondebewustheid? Sondebewustheid. Hierdie sonde. Sondebewustheid maak van jou 'n slaaf. Wat is 'n slaaf? Jy moet iets gaan betaal. Jy moet iets gaan koop. 'n Slaaf moet homself, vroeër jare het hulle slawe gevat en sit hom daar neer, dan koop jy 'n slaaf. Né? En dan baie keer het ouens gegaan en gaan in die mark toe, dan koop hulle daai slaaf. Dan sê hulle, kom maar. Jy's vry. Jy moet dit wat Jesus op die kruis gedoen. Hy het ons kom loskoop van slawerny. Want die wet het jou 'n slaaf gemaak. Nou kom ons vinnig vertel gou hierdie storie. Onthou in die Bybel, nou Jesus kom aarde toe. Hy kom bly onder die wet. Want hy was in die sinagoge. Hy het 'n rabbi geword. Hy het die eerste 5 boeke uit die Bybel uit sy kop geken. As jy 'n rabbi moet word, moet jy van die eerste oomblik, moet jy alles, jy moet dit kwoteer. Nou moet jy weet, vandat jy 'n seentjie is, as jy mos die skool en die kerk was saam. So jy het alles hierdie goed gekwoteer. So Jesus was in die kerk. Hy het die mense in die kerk verwonder in die tempel, want hy het die goed gesien. Maar hy was bietjie op 'n ander level. Hy was goed van die vlees, maar hy was goed in die gees. Hy was connected. En jy dink dat Jesus sit in die tempel en elke ou wat daar sit, het hy presies geweet wat hulle dink. Hæ? Jy dink jy sit nou vanmôre hier en jy kyk hier, daai ou dink aan dit en daai ou sit hierdie hoog heilige manne hier met hulle rookbomme daar en hulle staan daar en met hulle hoedens op hulle kop en nou staan hulle daar en hulle sing die liedjies en hulle bring die tikkies en almal is nou hierdie heilige boys. Intussen weet hy presies wat jy gisterand gedink het van daai suster en wat jy hoe jy daai ou verreek het. En toe kom daai 2 manne mos nou daar, manne daar in die sinagoge en hulle stel vir hom 'n stryk. Onthou julle? En hulle kry 'n vrou wat Red Janet gevang is. Onthou julle? Hulle sê die wet sê. Hoor mooi. Die wet sê, as so iemand gevang het, moet hulle dadelik met klippe doodgegooi word. Nou vra ek die vraag. Die manne wat hier tussen my sit, nou waar is hierdie man? Is dit nie die vrou wat sondig? Waar is die mans? Hierdie mans, nee. Hulle, die vrou is alles die sondags. Gooi die vrou is dood met klippe. Waar is die man? Ekskuus, is julle met my? Ek weet nie of julle Bybel julle die manne gekry het nie, maar ek het nie die manne gekry. Hulle bring die vrou na haar toe. En sy het so 'n lang lys van sonde.
En die manne kom met klippe aan. O, Jesus, u is mos nou nie. Hier kom 'n haar van hoofkantoor. Wat sê jy nou? Hier staan die vrou. Hoor mooi. Ek wil hierdie iets met jou slaan. Skuldig. As ons nou praat van, weet jy hoekom? Want hulle het al red in dit gevang. Dis nie stories nie. Die wet sê. Ek sê, jy moet mooi hoor. Die wet sê. Maar nou kom die wet by die genade uit. Wat sê jy, meneer? Hier is mos deel van die wet. Kyk, hier is so. Wat is sy vinger? Luister mooi. Dieselfde vinger wat die wet geskryf het. Op die kliptafels. Onthou julle? Dieselfde wet van Moses wat geskryf was. Skryf 'n klipkom was van sand af, is dit nie? Interessant, né? Hy selfe vinger wat geskryf het op die kliptafel, skryf op die grond. Maar daar's 'n verskil. Want hierdie wonderlike Jesus wou nie die manne ontbloot het wat hulle verkeerd gedoen het nie. Hy's te veel van 'n gentleman. Nou staan hy, nou skryf hy op die grond. Broer Jan, jy wat 'n bietjie in die aande as niemand sien nie, dan loer jy daar by jou venster uit vir die meisietjies as hulle pad. En jy begeer daai suster in die kerk. Haar naam is so. Ek sê nie dit is so nie. Ja, asseblief, dit staan nie so geskryf nie. Ek dink mos maar net, want hy het geskryf. En nou staan die ander broer, en jy broer, jy wat mos lang vingers het, né? Wat daar 'n bietjie in die kerk se geldjies 'n bietjie vat. En jy dink niemand sien dit nie. Nou skryf hy ook daar. Ek maak die storie op. Skryf hy daar. Maar as jy in die sand skryf, dan waai die wind dit weg. Is dit nie so nie? Dank die Here wessel, hy het dit nie op 'n kliptafel geskryf. Want dan was daai manne ook doodgegaan. Hoor mooi, die wet kom by genade uit. En die genade is nog onder die wet, want hy moet nog sterf. Hier staan hy. Hy sjok hulle. Hy sê, die van julle oukies wat nie sonde het nie, gooi maar die eerste klip. Raai, wie kon die eerste klip gegooi? Jesus, want hy het nie sonde gehad nie. Hier staan die vrou. Daar staan die wet. Die wet het klippe. Kan ek vandag vir julle iets sê? Ek hoor die Gees sê vir my, die wet het klippe. Maar genade het nie klippe nie. Genade sê vir die vrou, ek wil hê, skuldig, maar vrygespreek. Dat hulle teenoor jou hier staan, sonder sonde is, die eerste klip. Koeps. Nou kyk jy op en sê van, waar is die mense wat jou veroordeel? Ek sê dit verwaai. Dis reg. Jy ook van 'n sondige lewe. Skuldig, maar vrygespreek. Maak dit sin vir jou? Kom ek gaan jou 'n ander storie vertel. Bybel is vol stories, né? Ek like stories. Jesus het stories vertel, want die dom is en die slim is om verstaan. Eendag vertel hy oor die storie van, en die hele ouens wat dit gehoor het, wees maar saam met my verdien, oukie wat in die skool was, en toe steel hulle die manne se toebroodjies. Baie toebroodjies. En dit word te plaag na hulle. Nee, hulle steel die ou se toebroodjies. Hulle steel die toebroodjies. En uiteindelik, jy sê die skoolhoof, nee, die ding moet nou stop. Regtig, dit kan nie so aangaan. Elke dag kom hulle aan. Hulle steel die toebroodjies. Hulle steel die toebroodjies. Hulle sê, alright, hy sit toe 'n paar manne uit vir speeders uit vir die badkamers en toilette. Hoorie, check net bietjie vir my. Daar waar daai baie tasse daar waar daai plek staan. Check, kyk vir daai deur. Vang nou. Red-handed. Né? Red-handed. Dink dit bekend. Red-handed. Meneer, ons is nog gevang. Dis hy. Hier is die hoofkondig af by die spoor. Seuns en dogters, gaan almal saal toe. Onthou julle, ek het 'n wet gemaak. As ons daai laaitjie gaan vang, gaan hy 6 houe kry. In ons tyd het jy nog pak gekry. 6 houe. Dis reg, almal sê yes. Ons wag. Ons gaan hom vang. Seuns en dogters, gaan na die saal toe. Ons het die skuldige gekry. Nou ek was 'n onderwyser. As jy so aankondiging maak, luister, jy kan in die helfte van 'n biologie of 'n wiskunde klas wees. Daai kinders is by die vensters uit. Jy hoor nie wat die juffrou sê, want die hoof het gesê, saal toe. Ons het die skuldige gekry. Jy wil nou bloed sien, is dit nie?
Ja, waar is hy man? Ja, almal is skuldig. Maar ons wil nou die skuldige sien. Yes, die beweeg aan die skaal. Ja, daai kinders is rasend in daai saal. Bloed. Kom die hoof in. Staan net daarvoor. Onthou julle, ek is die regter hier by die skool. Ons het 'n wet gemaak. Ja, is so. As iemand toebroodjies steel, gaan hy 6 houe kry. Het ek so gesê? Ja, daar's 'n wet. Wat gaan nou gebeur? Hy gaan 6 houe kry. Yes. Okay, bedank. Skuldige nommer 1, kom vorentoe. Kom 'n klein Marsientjie skool. Ja, kom van. Kinders word doodstil. Het ek 'n wet gehad? Ja. Wat sê die wet? Toebroodjies steel, 6 houe. Het jy gesteel? Ja, ek het. 6 houe. Hier kom die meneer aan met daai lang rotband. Almal is doodstil. 6 houe. Daai. Gaan nie werk nie. Er staan 'n groot seun op, eerste span slot. Hy sê meneer, wag 'n bietjie. Luister. Hierdie laaitjie sal ek nie kan maak. Hy gaan nie by 3 kom. Hy sê meneer, as ek hierdie ouetjie se houe vat, is hy vry. Hy sê wel, as jy dit vat, dan vat jy sy houe. Is so. Dis reg. Daar staan 'n ou op. Hy buig. Saal is doodstil. 6 houe. Daar. Staan hy op. Vrygespreek seun. Hoekom? Want iemand het sy pak gevat. Ek wil nie met mooi hoor, skuldig. Maar vrygespreek. Vrygespreek. Ek en jy is vrygespreek op die kruis. Want al die sondes is daarvoor betaal. Met wat? Met 'n lewe. Die grootste ding wat jy kan gee is jou lewe. Jesus stuur Jesus aarde toe, want hy het geweet jy gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit weer vir sê. Dis hoekom dit my 40 jaar gevat het om dit te snap. Ek gaan die hemel toe vir my performance om die wet reg te doen. Ek gaan die hemel toe omdat Jesus genade op die kruis vir my kom betaal het. Amen. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Miskien sit jy vanmôre hier en jy het baie bagasie in jou lewe. Nou jy ken nie my lewe. Weet jy wat het ek al als gedoen? Jy is in goeie geselskap hoor. Weet sê die woord, ons almal het gesond. Weet jy wat is die definisie van sonde? Sê vir ons? Om jou doel te mis. Dis om te skiet met 'n geweer. En jy kry nie die target nie. Ek en jy het dit gemis. Maar weet wat, Jesus het vir jou kom skiet. En hy het bullseye gevat op Satan. Amen. Weet jy hoekom haat Satan jou? Hoor mooi. Weet jy hoekom haat die duiwel jou? Want jy lyk soos Jesus. Gaan weer vir jou maak. Gaan weer vir jou sê. Ek soos Jesus lyk, jy's reg. Want dit is sy seun. Hy is in sy beeld gemaak. Ek en jy is in God se beeld gemaak. Toe hy die mens gemaak het, hy het die aarde gemaak. Toe maak hy die mens. Sê laat ons mense maak. Wat beteken ons? Meer as een, hè? Hy het nie gesê ek nie. Laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Wat beteken gelykenis? To be equal with. Ek en jy is gemaak bo die plante, bo die visse, bo die diere. Ons is gemaak in God se beeld om oor die aarde te heers. Ons is God se kinders. Ons is in God se beeld gemaak. Maar daar's iets anders wat ons het wat die diere nie het nie. Want toe God die mens gemaak het jy geweet, dis die enigste ding wat God gemaak het met sy hande. Dis die mens. Al die ander goed het hy gespreek. Daar al lig wees, tjoe, God spreek. Het jy geweet, ek en jy is in sy beeld gemaak en ek en jy het tot vandag toe nog steeds skepende, kreatiewe woorde. Dit wat jy spreek, skep jy. Het jy geweet? Ek gaan dit weer sê. Dit wat jy spreek, skep jy. As ons spreek, dat hierdie is 'n geseënde plek, is dit 'n geseënde plek. Hoekom? Want daar's 'n stukkie van God wat in jou spreek. En God spreek en hy maak die plante en die diere. En die Bybel sê volgens hulle soorte. Al die diere, al die plante behoort aan mekaar vir mekaar. Né? Die visse, die karpe behoort aan mekaar. Die haie behoort aan mekaar vir mekaar. Volgens hulle spesies, volgens hulle gene. God het hulle gemaak volgens hulle soorte. Alles wat jy sien,
behoort aan mekaar. Ek het net nou vanoggend bietjie vir Roan gewys, daar by die plek waar ons bly, daar's broodbome. Broodbome behoort in 'n spesie, Encephalaertes. Dis die spesie se naam. En dan is daar verskillende gene. Die ene is 'n Natalensis en daai is 'n Transvenosus en daai is 'n Eugene Marais. Hulle behoort aan mekaar vir mekaar. Is jy met my? Prys die Here op die 6de dag. Wat beteken 6? Dis die getal van die mens. Onthou jy? 666, 3 keer mens. OK. Maak 'n bietjie sommetjies. Die getal 666 gaan nie bekom is, maar op die 6de dag het God die mens gemaak. So op die 6de dag kom God en hy sê, laat ons mens maak na ons beeld en na ons gelykenis. En God vat sy hande, hy's kreatief en hy skep hierdie mens uit die stof uit. Daar leef hy mens. Kyk, dink hoe wonderbaarlik is die mens gemaak. Meneer, weet jy hoe wonderlik is jy gemaak? Jy is 'n verskriklike wonderlike ding. Gaan lees Psalm 139. Hoe die Here in die voortyd al jou gemaak het, jou beplan het, jou uitgedink het. Hoe hy jou niere aan mekaar geweef het in die skoot van jou moeder. Jou niere, meneer, weet jy hoe lyk jou niere? Dis 'n netwerk. Dis 'n sif. So ongevormde klomp sê Dawid. U het my reeds geken toe ek 'n ongevormde klomp was in die skoot van my moeder. Het u my reeds geken, sê die Here. Hy het jou gemaak. Hy maak hierdie man. Nou lê Adam daar. Ja, daar's hom. Hy's eintlik soos 'n dier. Hy kom hy. En God vat sy mond en hy blaas sy gees binne in hom in. Weet jy hoekom? Die diere het nie gees nie, die diere het 'n siel. Siel beteken emosies, jou denke, jou wil, jou intellek. Maar die mens het 'n gees. En God gaan en hy blaas sy gees in hierdie Adam in. En Adam sê, wie is ek? Jy is my geseën, Adam. Adam was 'n geesmens, maar hy was ook vlees. Het jy geweet, God is ook mens, hy lyk soos ek en jy. Jy weet, God het oë, want God kan sien. Ja? Ek en jy kan hom nie sien nie, maar hy kan ons sien. Maar hy's geesmens. Het jy geweet dat God het ore? Want hy hoor ons gebede. Het jy geweet, God het emosie? Want die Bybel sê, en God het bedroef geword toe hy mens gemaak het. Dit staan in Genesis. So God het hartseer. God het emosie. God en ek, hy's ons pappa, man. Hy's net lief vir jou. Daar's geen haat in hom nie. Want die sonde van die aarde het oor die aarde geheers en al die siekte en al die sonde het op sy seun Jesus gegaan, sodat almal wat in hom glo nie meer 'n haat kan hê nie. So wanneer God vandag aan Dawid dink en ek het Jesus aangeneem, dan sien hy vir Jesus. Ekskuus? Ja. Hy sien vir Jesus. Hoekom? Want Jesus het vir my sondes betaal. Skuldig, maar vrygespreek. So die maak die mens maak droog en ek sluit af daarmee. Die mens sondig. Maar nee, daar was 2 bome. Een se naam is die boom van lewe. Ons praat nie baie oor hom nie. Het julle geweet dit was Jesus? Jesus sê mos, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die boom van die lewe was daar. Jesus sê, hoor 'n bietjie wat sê Vader, van daai boom moet julle eet. Wat gebeur as jy van iets eet? Dan maak 'n deel van jou, is dit nie? So as ek 'n appel eet, dan word die appel deel van my. Hy gaan binne in my en die ensieme en ek kan lewe. So as ek iets eet, ons gaan net nou eet, dan kan ons lewe, is dit nie? So ek en jy het kos nodig, fisiese kos om te lewe. Daar staan die boom, Jesus staan daar, in die tuin van die Here. Maar daar's 'n ander boom ook. Dis die boom van kennis. Hoor mooi. Hoe stop jy daar? Kennis, goed en kwaad. Right. Manne. Ai. Dit klink so snaaks in dit. Ai tog. Ai. Aan die mens vernietig. Is julle met my? 20 jaar gelede as ou sê ai en sê wat gaan met jou? Want die woord sê kinders sal verneder. Het julle geweet dat kennis gaan die aarde vernietig? En God het dit geweet in die voortyd. Hy sê moenie daai boom weet nie, daai boom se naam is sê vir my? Kennis, goed en kwaad. So kennis, goed en kwaad moet jy nie eet nie, want dit gaan jou vernietig. Want God het geweet kennis, goed en kwaad is deel van die duiwel. Want waar was die duiwel? Die duiwel was saam met Jesus in die hemel.
Toe word hy mos die bootjie wat slim is. En hy wil mos kennis hê. En hy wil smart wees. Want as jy smart is dit witchcraft. Want witchcraft beteken jy is nommer 1 en God is nommer 2. So hier kom hy in die hemel en klomp van sy troepe en hy maak musiek en almal begin hom te aanbid en die Here sê, luister boetie, jy gaan aarde toe. Aarde. Dis reg, meneer. En die Bybel praat en die seuns van God het saam met die duiwel aarde toe gekom. En die Here het die duiwel die wettige reg gegee om op die aarde te heers. Is jy met my? Dis miskien nie vir 'n paar manne. En hier is die duiwel met al sy Nephilims. Interessante woord. Weet jy wat het Nephilims gehad? Hulle het 6 vingers en 6 tone gehad. 6 vingers en 6 tone. Gaan lees dit op. Nephilims, reuse. Waarvan Goliat een was. Onthou jy? Né? 3,5 meter. Nephilims. Weet jy hoekom is die aarde verwoes? Deur Noag se tyd, want die aarde was vol van Nephilims. Hulle was kannibale, het mense geëet. Mense doodgemaak. Nephilims. En toe is daar 8 mense. Nou die dag hoor ek dat van die vrouens van Noag het Nephilim bloed in hulle gehad. Het julle geweet dat Hamas, Palestina, is die kinders van die Nephilims? Julle het geweet? Ok, nou weet jy iets. Iets geleer by die kant. Nephilims. Nou die dag, interessant. Ek sit dit op rekord. Ek sal vir julle die video stuur. Ek sal vir jou stuur Boeta. Van André Venter van Bloemfontein stuur vir my daai 'n video van hulle het 'n groot banner gemaak van Palestina. Die arme Jode wat in die Palestynë doodmaak. En daar's 'n man wat 'n banner vashou. Die foto gaan oor 'n banner wat 'n man van Palestynse vlag vashou. Julle gaan nie glo nie daar nie. Dat die ou wat die banner vashou, het 6 vingers. Ekskuus. Het jy dit geweet? Ek sê dit vir jou stuur. Die Palestynë is die Nephilims. Dis die saad van die vervanging van die engele wat die Here verwerp het, wat uitgevaar is op die aarde. Dis interessant, hè, hierso. OK. En God het gebeur. Nou kies die mens en wat het gebeur? En die Here jaag hom uit die paradys uit op die aarde. Sodat die mens onder Satan kan wees. En God het Satan die wettige reg gegee om oor die mens te heers. Ek gaan praat, jy moet hierdie snap, boys. As jy dit snap, snap jy die Bybel. Hoor nou mooi. Ek check julle fokus. Mooi man, mooi. Het my 40 jaar gevat om te verstaan wat ek nou vir jou gaan sê. So God gee die duiwel die wettige reg om oor die aarde te heers. So al hierdie mense kom na aarde toe begin hulle mekaar dood te maak en toe begin dit verskriklik wees en uiteindelik het God die aarde verwoes. Onthou julle met die sonvloed en al die Nephilims het die aarde. Onthou julle met Noag se tyd toe hierdie 2 engele aarde toe gekom. Onthou julle? Jy stap in die huis in, toe kom die seuns van God, die Nephilims daaraan. Toe wil hulle met die man seks hê. Want die engele gekom. Wonderlike hemelwesens. Toe kom hulle mos by hierdie ou se huis aan, wie is dit? Lot se huis. Toe sê Lot, nee, julle kan nie. Die engele het vir hulle kom sê, julle moet uit hierdie stad uit, God gaan die stad verwoes. Toe sê Lot, nee, wag. Ek het my dogters, hulle is maagde, julle kan hulle kry. Het julle geweet, in Lot se tyd was 'n man nie veilig in die straat nie. Wie wat sê in die Bybel? In die laaste tyd sal dit so wees. As julle weet wat in Hollywood aangaan, boys, een van die dae gaan jy die grootste openbaring in jou lewe kry wat in Hollywood gebeur het. Dank die Here vir iemand so stramper wat daai goed gaan ontmoet. Maar die aarde het afgestuur op 'n verskriklike ding. Die aarde het afgestuur, julle verstaan nie. Ons het so sitting ducks gesit. Maar God is getrou. OK. Dus die mens slaaf. Wat is 'n slaaf? Dit beteken daar's wette, dis straf. God kom ons en hy gee vir die mense wette. Jy mag dit, jy mag dit, jy mag dit, jy mag dit. As jy dit doen, gaan dit gebeur. Die hele Ou Testament almal is wette. Nou, vinnig gou vir jou sê, kom ek sê vir jou hoe antwoord mense in die ou tyd. Het mense gepraat. Hulle praat van knegte. Wat is 'n knegt? 'n Knegt is 'n slaaf, nee. Onthou julle? God praat oor die beste knegt op die aarde, sy naam is Job. Nou staan die duiwel daar, daar staan Joppie. Die Bybel sê, en God vra vir die duiwel, waar kom jy vandaan? Dit is interessant. Hey, waar kom jy vandaan, ou duiwel? Nee, van ver plekke oor die aarde.
Nou sê die Here, gaan lees dit, Job 1. Nou, julle manne, maak 'n bietjie vars lig kom by Job 1. Hy sê, het jy ag gegee op my knegg Job? Het jy gesê seun nie? Het julle reg gehoor? Dis staan dit jou Bybel ook so? Ek moet op jou nog, nee. Ek sal dit vir hulle lees, as hulle my nie glo nie. Wie wat sê die Here? Die Here spog met 'n knegg. Die Here spog met 'n goeie slaaf. Het jy ag gegee op my? Ja, sê die Here. Die Here begin te praat. Hier begin die Here te spog oor 'n goeie knegg. Hy is die beste en hy betaal sy tiendes en hy het die meeste geld in die ooste en hy's ryk en alles wat hy doen. Hulle bring die offers. Hier is 'n goeie knegg. Jesusie, wat 'n goeie CV. As God sê jy's goed. Hy's die boys. As God sê jy's goed, is jy baie goed. Weet wat? Hy was 'n knegg. Ja, sê die Here. Kom ons vat dit so 'n bietjie se goed. En onthou, die duiwel het mos die wettige reg gehad om te vat. Ons vat dit tot so goed. Een die storie, 1, 2, 3, al sy beeste, alles is goed. Maar die Here die laaste sê gaan. Ek gaan lees met Job. Job het my lewe verander. As 'n ander ook, Samuel, spreek Here u diensknegg luister. Het julle geweet almal in die Ou Testament se knegg? Wat 'n knegg staan? Ek gaan dit weer vir sê. Ek weet Jesus was ook 'n knegg onder die wet. Jesus het 'n knegg geword. Jesus het 'n vloek geword. Vervloek is hy wat op 'n kruis hang. Hy het 'n vloek geword, hy het sonde geword, hy het 'n knegg geword. Die oomblik toe hy sterf, skeer die voorhangs op. Ons sluit gou af met hierdie versie. Wie van julle wat Bybel sê? Hier is hy boys. Hier is die hoop. Hier is die hoop. Galasiërs 4 vers 7. Die manne wat my ken, hulle kan al my sinne voltooi. Galasiërs 4 vers 7. Ek wil hom nie in my Bybel lees, want net te dink julle is Pretoria se Bybels is anders as wat dit is. Julle dink ek het 'n plan hierso. Okay, ek wil nie julle moet daai gevoel kry. Wie van julle is by Galasiërs 4 vers 7? Jy ken hom uit jou kop. Dani ken hom met sy kop. Ek wil hom juist by ou hê, want net te dink hulle ons het nou voor die tyd saam gespreek. Het jy? Ja. Ek lees hom ons klippa, dat hierdie manne kan hoor. Ek en hy het nie voor die tyd gepraat nie. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Lees hom vir ons. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Stop. Hoor julle wat hy sê? Hoor wat sê die woord van die Here? Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Dankie, lees hom stadig, maar Jy is nou 'n kind van God. dankie, stop. Jy is nou nie meer 'n slaaf nie. Dis Nuwe Testament, boys. Wat beteken dit? Jy's nie meer 'n slaaf nie, want jy is wat? Kind. Ek het gedink ek is 'n slaaf van God. Here, as u tog net in die genade hier by Stofberg verbykom en hierdie armsalige ou Dawietjie sien, wil u nie die genade dag tog vir my, dalk asseblief 'n ou stukkie gaan. Hey! Jy's kind van God, man. Kobus se seun gaan nie hier kom en toestemming vra om op hierdie plaas te kom nie, want sy pa is die eienaar. Hoor iemand my? My seun gaan nie by die agterdeur by my erf kom met 'n ou asseblief. My seun, alles wat ek het behoort aan hom. My yskas is sy yskas. As hy wil styk en dan vra hy my, ek gee vir hom die beste. Hoekom? Want hy's my bloed. Hy's my erfenis. Sy naam is geskryf in my testament. Alles wat ek het, as ek dood gaan behoort aan hom. Testament sê jy. Daar's 'n Ou Testament en daar's 'n Nuwe Testament. Prys die Here vir 'n Nuwe Testament. Want ons name is geskryf in 'n Nuwe Testament. Dat ons vir ewig gaan lewe, want ons is nie meer slawe nie. Ons is kinders van 'n ewige Vader. Want in die Ou Testament het hulle altyd gepraat van God. Nou is dit nie meer God nie. Hy's nou ons Pappa. Deur wie? Want Jesus het ons kom versoen, sodat elkeen wat in hom glo, ewige lewe kan hê. Maak hy sin klaar. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam. Luister, as jy nou 'n erfgenaam van die Oppenheimers is, kan jy mos nou nie wag dat daai ou toppie doodgaan. Ek wil jou vertel, jy is 'n lewende erfgenaam van die hemelse God, wat alles wat jy kan sien op aarde,
Hierdie is nie 'n match wat in die hemel vir jou wag nie. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe, meneer. Maar jou verstand is jy slaaf. Ek het gesondig. Dankie vir 'n kruis. Op daai kruis is daar houe gevat. Ja, is reg, sonde. Ja, houe gevat, sodat wat? Sodat elkeen wat in hom glo. Nee, wat nie? Verlore kan gaan. Nee, nie verlore kan gaan. En wat kan hê? Ewige lewe kan hê. Ek gaan hom net weer lees. Net sê. Daarom is jy nie. Lees hom uit vir ons weer. Ek het jou vertaling. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. Omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Okay. Wie die ou vertaling? Okay, lees die ou vertaling. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy sê daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Want dit het my 40 jaar gevat om hierdie pennie te laat drop. Want in my kop het ek gedink ek gaan dit nie maak. Weet jy hoekom het ek so gedink? Want die duiwel sit gedagtes in jou kop. Die duiwel het te lank vir jou gelief gewees. Hy het jou gesê jy is nie goed genoeg, jy gaan dit nie maak. Kan ek vir jou sê, weet jy wat? Jou sonde is nie jou definisie nie. Jou definisie is die een wat vir jou sondes betaal het. Daai ou wat jou pak gevat het, daai groot frisseun. En daai seun se pak gevat. Niemand kan 'n woord daarna sê. Dit is afgaan. Luister mooi. Ek wil jy met mooi hoor. Afgaan. Jy laat my dink aan iemand wat jou huis kom afbetaal by die bank. Dan bel die bank jou en sê meneer, ek het jou kaart en transport. Ekskuus tog, ek betaal nou al vir 14 jaar vir hierdie huis, R20.000 'n maand. Waarvan kom meneer? Hier is die kaart. Nee. Nou luister, julle dis nie hierdie spies nie. Maar as jy seker is, meneer, iemand het gekom en jou huis betaal. Hier is die kaart en transport. Nee meneer, ek het 'n aftrekorder meneer. Meneer, luister meneer, hier is die kaart en transport, dis afgehandel. Dis jou huis. Hy is op jou naam. Kan ek vir jou sê, afgehandel. Jy besit, man, jy bly net 'n rukkie nog op die aarde. Daar's 'n huis, daar's 'n kaart en transport betaal op 'n kruis van Golgotha. Ek hoor die Here sê vandag vir jou, afgehandel. It's finished. Hou op met jou kop op die aarde en 'n skuldgevoel en minderwaardigheid hê om te sê jy's nie goed genoeg nie. Jesus het op die kruis jou goed genoeg gemaak sodat jy kind van God genoem geword. Jou sondes is nie jou definisie nie. Afgehandel. Glo my. Jy moet my glo, steek op jou. Dis geloof. Dit is sopas geloof. Want wie wat? Ek het nie vir jou gesê nie. Die Gees het dit vir jou gesê. Jou kop probeer dit uitwerk. Hier is jou probleem, meneer. Jy wil hom nog uitwerk. Afgehandel. Vir jare het ek kerk toe gegaan, omdat ek 'n slaaf was. Vir jare het ek in die kerk gesit en in die golfbaan gedink. Vir jare het ek in die kerk gesit en die dakke en al die goed getel. Dit was die liggies, maal dit met 2. Ek kon nou matriek van 'n Sondag aan 'n kerk toe. Ek was baie sondig gedoen. Ek sit die een kant van die seuns daar en die ander kant van die speel ons cricket in die kerk. En as die dominee sy hand so oplig en slaan hy 'n 6, dan pad daai ouens. En so maak is dit 'n 4. Né? So maak is dit uit. Haal as die man speel ons cricket in die kerk. Wie van julle het sulke goed gedoen? Nee man, julle was nie op ons lewe. Nee, boys, ons het hom uitgewerk. En nou is 'n paar dobies, hulle kon cricket speel hoor. Bylopies, spiere. Weet jy, jy het nie dit vir my gedoen nie. Daardie tyd, ons het skor gehou van. Daar was amptelike skorhouers in die tyd. Ai, nou gee ek my verlede weg. Ja. Nee, ons het snaaks gegroei. Dakke getel. Hoe sê daai een nou, ek gaan nie kerk toe nie, want ek sit eerder op die golfbaan en ek dink in die kerk is en ek dink in die golfbaan. Dis interessant, hè. Hoe 'n halfuur so lank in die kerk kan wees. Lank is ons hier besig, langer as 'n uur. Vinnig verby gegaan, hè. Okay, vanmôre wil ek vir jou bid. Dis anders as ander oggende. Roan van Nette met jou praat. Ek voel om vir jou te sê, skuldig.
Iemand het vir jou betaal. En jy verstaan dat die afgelope Paasnaweek so belangrik is. Mense dink is Paasfees en asse en mos. Dis Jesus. Onthou julle, daar was 'n Pasga wat 'n verbond was met God met die Jode. Onthou julle, daar was bloed betrokke. Lammetjie, bloed, voorkos. Dan gaan die doodsengel verby. Verbond met die Jode met die Here gehad. Toe kom Jesus. Hy word die volkome offer, die lam van God. Johannes die Doper kondig hom aan. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld gaan weg. Daar staan hy. Word gekruisig. 3 dae staan hy op. Ek en jy is bevoorreg om te kan leef. Hoe is al buite weet dit nie. Ek en jy moet dit gaan leef. Ek en jy moet daai passie vat. Ek en jy moet besef wat Jesus op die kruis gedoen het. Nou weet jy wat, as jy eers 'n verhouding het, dan wil jy nie meer sonde. Die sondes wat jy gedoen het, doen ek nie meer. Want ek wil dit nie meer doen, want ek het 'n verhouding. Jy moet mos nie 'n vrou verneek as jy lief is vir haar. Ek wil nie, want jy 'n verhouding met haar. Dis wat die Here wil hê, jy moet 'n verhouding met hom hê. Jy moet hom lief hê. Jy moet hom elke dag vertel. En dis geloof. Geloof is om iemand lief te hê wat jy nie kan sien nie. Ja, dis 'n bietjie moeilik, né? Maar jy weet. Jy weet dit. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die openbaring. Dankie dat Jesus Christus nie moeg geword het en gesê het, genoeg is genoeg. Ek gaan nie vir Dawid se sonde sterf wees te veel. Here, dankie dat U deurgedruk het. En tot op daai punt gekom het dat U God verlate gevoel het. My God, waarom het U my verlaat? Maar Here, al het U weggekyk van my. Here, het U nie weggekyk van ons nie. Want Jesus was daai volmaakte offer, sodat ons die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê en 'n mede-erfgenaam kan word. Dit wat Jesus in die kruis gedoen het. Here, ek bid dat U hierdie woord sal seën by die manne hierdie naweek en dat U die werk sal doen. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. 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 Kobus, wat is ons, hoe laat